Kom ons bid saam. Here, dankie vir die wonderlike voorreg wat ons vanoggend mag hê om saam as u kinders weer by mekaar te kom en uit te sien daarna om na u woord te luister, Here. Om weer te leer, om weer te kom ontvang uit die goedheid, die grootheid, die oorvloed van wie u is. Here, ons vra dat dit ook vir ons geseën sal wees. Dat ons sal beleef dat u ons kom aanraak, ons sal kom ontmoet daar waar ons ook is in ons lewe. Here, dankie dat ons vanoggend kan bewus word van die genade wat u ook vir ons skenk terwyl ons so saam is. Here, soos ons ook nou gesê het, ons wil hê u moet nader kom, Here, sodat ons kan beleef u is hier saam met ons. Here, maar ons sing ook, ons stel ons seëninge. En soveel keer kan ons dit waarmee u ons seën as vanselfsprekend aanvaar en dit gaan eintlik by ons verby. Want dis maar net wie ons is, elke dag in en elke dag uit. Maar Here, mag ons weet dat dit wat ons is, dit wat ons het, dit wat ons kry elke dag, kom uit u hand, Here. En mag ons aan u die lof, die eer en die heerlikheid gee daarvoor, omdat ons ook met dankbare harte tot u leef. Here, wanneer ons vanoggend die woord oopmaak en saam daaruit lees, dit oordink, saam daaroor met mekaar gedagtes wissel, mag u self aan die woord kom. Mag ons u hart, u mens wees, u grootheid daarin raak lees, dit besef en dit ons eie maak. Here, maar kom ons ook vanoggend ons dink aan hulle wat gebuk gaan onder uitdagende tye, Here. Ons dink aan hulle wat siek is, Here, wat 'n stryd voer om by herstel en genesing uit te kom. En dan bid ons vir u krag, Here. Ons bid vir u hand van genade op hulle. Barmhartigheid, dat daar ook uitkoms kan kom. Here, maar ook hulle wat andersins deur uitdagings gaan. Mag ons oog op u gerig hou, mag ons u vertrou volkome, Here, met volharding. Omdat ons weet, u kan alles kom verander en kom beter maak. Here, mag ons weet, ons lewe is in die hande. U regeer daaroor, u is in beheer daarvan, en ons kan u daarvoor vertrou. Wees vandag met ons, Here, en mag dit wat in eerdiens plaasvind, ook strek tot u eer, u lof, en deur ons aanbidding. In u naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, ons gaan vanoggend saam lees uit Psalm 118 vers 26 tot 29. Is welkom oop te maak, oor saam te volg, of net te luister. Nou, Psalm 118 is heel wat langer as ons vanoggend saam lees, soos 'n gedeelte van Psalm 118 wat ons saam lees. Maar die groter psalms opskrif is die Here doen kragtige dade. En ook wanneer ons bewus word van die Here se seën, dan is dit op 'n manier 'n kragtige daad wat hy verrig, waarmee ons lewe kom verryk, en ons moet daarvan kennis neem. Kom ons lees dit saam met mekaar. Prys hom wat in die naam van die Here kom. Ons seën julle uit die huis van die Here. Die Here is God, hy skenk ons die lewe. Begin die fees, wyf die takke, of wyf met takke. Gaan tot by die horings van die altaar. U is my God, u wil ek loof, my God, u grootheid wil ek besing. Loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Ons lees tot sover. Ons laerskoolmaats, julle moet almal vorentoe kom. Of die wat nog jonger is as laerskool, jy wil nie vanoggend nie vorentoe kom nie. Dis 'n vriendelike waarskuwing. Jy mag dalk net uitmis.
Ek sien ons vorder, soos die jaar aangaan, word die bankie voller. Ek's bly daarvoor. Die ander maats wat nog hier tussen julle sit, moet julle sorgtelik kom, hoor. Goed, welkom aan julle. Oorleef julle nog die skool? Het julle die atletiek geniet? Ons weet daar is nie baie skool nie, want julle het atletiek gehad. So julle mag julle geniet nog nie die skool nie. Goed, maar van hierdie week af is dit skouer in die wiel, né? Julle gaan hard werk. OK, ons gaan begin met kindertyd. Wat leer Smarties ons nou voordat ek vir julle gaan vra? Ouers, julle moet nou vanoggend saamwerk. Julle het vanoggend 'n geleentheid om ook iets uit kindertyd uit te kry. Wie kan vir my sê van die ouers, wat is die Smarties se lese? As jy dink jy weet, dan kan jy vir my wys, dan gaan ek jou geleentheid gee om te antwoord. François? Jy kan vir jou 'n pakkie Smarties kom haal. En 'n brawe persoon word beloon met 'n groter boksie Smarties. En terwyl François hier voor is, wil ons so vir hulle geluk sê. Hulle het verloof geraak. Was dit Vrydag? Gister, Vrydag. So baie geluk ook vir julle. En sterkte met alles wat nou voor lê met die reëlings. Mag dit vir julle geseënd wees. Goed. Het julle gehoor wat sê meneer François? Nou mag jy nie 'n kans kry nie. Wie van julle wil raai wat sê die Smarties vir ons? Dit staan so op die kant. OK. Jy mag net 'n ekstra pakkie Smarties kry. Jy gaan moet onthou, nê. Nee. Goed. Maats, die Smarties leer vir ons 'n baie belangrike waarheid. As ons hom so skud, dan kan jy hoor hy's vol, nê. Nee. Nou ongelukkig kan ons nie opgetel word en rondgeskit word nie. Ons gaan nie die geluid maak nie. Maar as ons bietjie gaan kyk na ons lewe, dan moet ons vir mekaar sê ons lewe is vol. Nee. Vol lewe, vol mense, vol geleenthede, vol seën elke dag. Soos wat hierdie Smartie boksies vol Smarties is, so is ons lewe vol seëninge. En ons mis dit baie keer. Partykeer sê ons nee, my lewe is maar net nog 'n lewe. Dis maar 'n lewe. Dis maar 'n boring lewe. Maar dis nie waar nie. Hoeveel kleure is in 'n Smartie boksie? As jy dit weet, weet jy iets wat ek weet, want ek het dit getel nie. Goed, maar ons baie kleure, nê? So is daar ook baie verskillende seëninge in ons lewe. Party van dit is dieselfde wat ons met mekaar deel, ander van ons het ander seëninge. Maar ons lewe is vol seëninge, nê? En ons kan daarvan getuig elke dag. Goed. En daai vir die van julle wat nou nie weet nie, ek gaan dit vir julle wys. Vir die ouers wat gewonder het, gaan koop volgende keer vir die gesin Smarties. Goed, hier langs die kant staan nou dit staan nie presies reg in Engels geskryf what a lot I got nie, maar op hulle manier staan dit daar. En dit vra, hoeveel het ek eintlik in die lewe? Dit maak ons bewus dat daar 'n bietjie meer is as wat ons baie keer raak sien of beleef in ons lewe. OK. So as jy nou weer lus is vir 'n sweetie, dan sê vir ma en pa, ek soek Smarties en dan skud jy hom so, dan onthou jy my lewe is vol. Né? Nee? En dan is dit vol wat? Vol seëninge. En daai seëninge maak ons ook dankbaar. Ek het vir julle daardie prentjie ook gestuur. Hy's bietjie uit fokus uit. Maar daar sien jy aan die kant, daai brein sê vir ons what a lot I got. OK. So dis iets lekker prakties. Julle gaan elkeen vanoggend nie 'n suigstokkie kry nie, maar 'n pakkie Smarties. En jy mag jy Smarties eet. Die boksie is eintlik vir jou om vir jou te gaan bære om te onthou die Here het ook sy seëninge oor my lewe uitgestort. So sit dit iewers, onthou dit dat jou lewe is ook vol seëning. So reg, gaan jy dit onthou. Right, julle kan hier na vorentoe kom en kry julle vir.
as daar dalk 'n laerskoolkind is of jonger is wat nie voor was nie. Daar 6 boksies Smarties oor. So as jy na die tyd vinnig genoeg is, mag jy vir een kom kry. Sê weer? Hy mag ook, Molien, ek kan na die tyd van een kom kry. OK. En nou ek weet van nog 2 wat in die banke gesit het. So, julle kan vir julle kom kry na die tyd. Geliefdes, ons tema vanoggend is dank en seën. En hierdie 2 dinge staan nie los van mekaar nie. Dit vul mekaar aan. Die een gaan nie sonder die ander nie. Wanneer ons bewus word van die seën van die Here in ons lewe, dan kan ons nie anders as om met die nodige dankbaarheid te leef en te antwoord nie. Wanneer ons kyk na Psalm 118, dan word dit eintlik 'n lofpsalm wat die lof van die Here gee. Die groot kragtige dade wat hy in ons lewe doen. Dis 'n loflied wat opklink uit ons harte na God toe, vir sy verlossing en sy nabyheid wat ons beleef in ons lewe. God staan nie daar op afstand, hy het ons nou geskape, jy's nou my kind, deel van die skepping, ek vergeet van jou nie. Hy kom nader. En daarvoor sê ons vir hom dankie. Dit is ook 'n danklied wat gebore word uit ons ervaring van wie God is. En om ervaring op te doen van iemand in my lewe, moet ek tyd saam met daai persoon spandeer. Ek moet saam met daai persoon beweeg. Dan kan ons dit laat word 'n danklied. Dan getuig ons, God het opgetree. God is getrou. God bly goed en hy's vol barmhartigheid. En dit kom vanuit ons verhouding met God, dat ons dit kan sê. So Psalm 118 wat begin by loflied, ontwikkel ook na 'n danklied toe ons besef wie God is en wat hy vir ons doen en vir ons gee. Daarom die tema dank en seën. Hierdie Psalm kom herinner ons ook dat ons lewe uit die oorvloed van God se genade en sy seën. Die Here gee net vir ons 'n bietjie nie, hy gee vir ons 'n oorvloed. En daardie oorvloed is ons voor dankbaar en kom deel ons met mekaar. En dan ook ware gehoorsaamheid kom nie uit dwang of uit vrees nie, maar omdat ons dan dankbaar tot die Here leef. So ons kom nie maar omdat ons in 'n blik gedruk word, nou sê ons ek sal luister, moet my net nie straf nie. En ons weet vroeër jare was gelowiges bang gepreek om te sê die Here gaan jou straf. Geliefdes, ongelukkig die waarheid, die Here gaan ons straf as ons nie reg leef nie. Maar daai straf, daai vrees is nie dit wat ons moet motiveer om te sê ek wil gehoorsaam wees aan die Here nie. Ek wil gehoorsaam wees aan die Here omdat ek dankbaar is vir wie hy is in my lewe, wat hy moontlik maak in my lewe. Die lewe wat ek in hom geniet. En daarom begin ons vanoggend om te sê seën kom van God. Seën val nie uit die lug uit nie, seën kom nie maar net toevallig oor ons pad nie. Seën kom van God af. En in die 83 vertaling staan daar prys hom wat in die naam van die Here kom. As jy gaan kyk wat sê die 53 vertaling, staan daar geseënd is hy wat in die naam van die Here kom. Interessant dat prys en geseënd, die 2 woorde wat hulle gekies het om hier te gebruik. En hierdie woorde wat gebruik word, is nie net om te sê ek groet jou of ek begin nou nie. Dit is eintlik 'n geloofsbelydenis om te sê die een wat in die naam van die Here kom, hy sal geseënd wees. Om in die naam van die Here te kom beteken om te leef en te handel onder God se gesag, sy teenwoordigheid met sy beloftes. Hoor ons klaar? Gesag en teenwoordigheid, beloftes, daardie ervaring van vroeër, hierdie dinge gaan nie moontlik wees sonder verhouding met die Here nie. Ons gaan ontdek wanneer ek en jy saam met die Here beweeg. Die volk erken seën begin by God. Dit is al geopenbaar. Hulle weet dit is waar. Dit is iets wat ons verdien of waarvoor ons kan werk of dit selfs kan bewerk nie. God se seën is genade. Dit is onverdiend. Dit word vrylik vir my en vir jou gegee. Hoekom? Ons gaan 'n bietjie later daarby uitkom.
Maar die Psalm, of die gedeelte ons gelees het, sluit af, aan die liefde van God is daar geen einde nie. Daarom word het vir ons vrylik gegee. Geliefdes, wanneer ons dit hoor, dan besef ons, hierdie vers verwys ook vooruit na Christus toe. Hy wat in Jerusalem ingekom het, geseënd, gestuur deur die Vader, in hom sien ons die volheid van God se seën. Die Here wat, of God wat die Here Jesus Christus geseën het, tot seën van ons, en daai seën wat ek en jy elke dag nou beleef en ervaar. Maar dan is God ook lig en lewe. Weereens die twee vertalings, die 53 praat van, hy het vir ons lig gegee, terwyl die 83 sê, hy skenk ons die lewe. Daai wisselwerking tussen lig en lewe. En weet ons ook, die woord sê vir ons, die lig het gekom en die duisternis verdryf. Die duisternis kon nie hierdie lig uitdoof nie. Maar Jesus self het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Hy is die een wat lewe gee. Lig en lewe. Lig in die Bybel staan vir lewe, vir hoop, vir rigting, vir waarheid. Dit kom bring verandering. God is nie die een wat lig gee nie, hy is self die lig. Lig is in hom te ontdek, in hom te kry. Selfs in donker tye, tye van onsekerheid en swaar kry, kom breek God se lig in ons lewe deur. En ons word bewus van hom. Sy genade is groter as ons gebrokenheid. En ons gebrokenheid is baie keer die duister wat ons beleef in ons lewe, maar dan moet ons weer hoor, sy lig kom breek deur. Sy teenwoordigheid kom verdryf vrees. Die uitnodiging om die offer na die altaar te bring, kom wys daarop dat ons met dankbaarheid na die Here toe kom. Dit is nie net 'n gevoel nie, maar dit is 'n handeling, optrede. Ons kom met dankbaarheid na die Here toe, om op te tree. Geliefdes, maar wanneer ons kyk na dankbaarheid, dan kom kry dankbaarheid eintlik sy gestalte in die manier hoe ek en jy elke dag leef. So my lewe moet eintlik ook getuig van die dankbaarheid, omdat ek reeds vanuit my verhouding met die Here leef. Daarom leef ek dankbaar tot hom. Maar hierdie dankbaarheid is ook persoonlik. Vers 28 slaan oor, U is my God, ek wil U loof, my God, ek wil U verhoog. Dis die 53 vertaling. Die 83 sê, U is my God, U wil ek loof, my God, U grootheid wil ek besing. Maar is persoonlik. Dis in die eerste persoon geskryf. Dit is nie ek sê vir iemand, dis hoe jy moet gaan leef nie, dit is ek wil so leef. Ek wil U verhoog, ek wil U besing. Hoekom? Want ek het 'n verhouding met U. Dis vir my waar. Ek leef my oortuiging. Die Psalm beweeg hier van gemeenskaplike lof na persoonlike lof aan die Here. En dit kom uit ons geloof wat ons het in die Here. God is nie net ons God nie, God is my God. Persoonlik. Geliefdes, ware dankbaarheid kan nie op 'n afstand bly staan nie. Dit moet nader kom. Dit vra 'n persoonlike antwoord van lof, van oorgawe en gehoorsaamheid. Ons gehoorsaam God nie om sy seën te verdien nie. Baie keer wil ons iets doen of optree in die geloof om eintlik voorskrywend te wees of om te dink ons kan God manipuleer om in ons manier van doen oor te gee. Maar dit is nie, dit moet 'n antwoord wees tot lof, oorgawe en gehoorsaamheid. Ons gehoorsaam vir God omdat ons reeds uit sy seën leef elke dag. Ons beskou dit nie net as vanselfsprekend nie. Miskien moet ons begin getuig as ons met mekaar praat om te sê, die Here se seën is vir my waar in A, B en C, so net as 'n voorbeeld.
eerder as om te kla. Ons is baie maklik om in mekaar se geselskap te kla. Maar dalk moet ons begin sê, wat is die seëning van die lewe? Wat ek in God ontdek en beleef my lewe. God se goedheid en barmhartigheid is die fundament. Dit sluit aan by daai gedeelte wat gesê het, vers 29, loof die Here want hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. God se goedheid en barmhartigheid is opgesluit in sy liefde. En daarom loof ons die Here. Besef ons hy is goed. Die hart van die Psalm lê eintlik in hierdie vers saamgevat. En dit kom omhels en omarm ook eintlik ons geloof. Geliefdes, ek en jy mag getuig, God is vir ons goed. Nie net soms nie wanneer dit net met my goed gaan nie. God is goed. Dit is wie hy is. Ons kan dit nie verander nie. Dis vas. Sy liefde, en sy liefde, kyk ons nou veral in die Nuwe Testament, maar ons kan ook sê, sy troue verbondsliefde as ons na die Ou Testament toe gaan, het geen einde nie. Elke dag is dit vars en nuut en word vir ons aangebied in ons lewe. Dit is hierdie liefde wat ons dra. Ons hou vas daaraan. Maar hierdie liefde stuur ons ook die wêreld in om dit te gaan leef. Vanuit hierdie liefde wat God aan ons bewys, kom vloei alles voort. Ook ons dank, ons lof, ons gehoorsaamheid en ook ons hoop. Hierdie liefde is die wegspringblokke vir die res van ons lewe. Wanneer ons dit saamvat vanoggend, dan kan ons sê dat Psalm 118 vers 26 en 29 of tot 29 roep ons om te leef as mense wat die volgende weet. En as dit nie weet om net kennis daarvan te neem, maar om dit in 'n oortuiging ons eie te maak en te gaan uitleef. Die eerste een is ons lewe uit die oorvloed van God se genade. En hoor mooi die woordjie oorvloed. Dit is asof die Here na ons toe kom en hy vat 'n beker en daai beker gooi hy oor en ons loop oor en daai beker word nooit leeg nie. Dit is die oorvloed van God se genade in ons lewe. Die tweede, ons ontvang sy seën as 'n geskenk. Genade. Ons verdien dit nie, ons kan niks daarvoor doen nie, maar ons ontvang dit steeds. Ek en jy, die derde, antwoord daarop deur 'n lewe van dankbaarheid. En dan die vierde, ons leef gehoorsaam omdat God groot, goed en vol barmhartigheid is. En dis eintlik daai getuienis wat ons lewe dra om te sê, dit is wie God in my lewe is. Ek kan nie anders as om met gehoorsaamheid te reageer nie. Geliefdes, en dan wil ek jou vanoggend oproep, elkeen van ons, mag ons lewens so gaan leef dat dit 'n loflied word vir God. 'n Danklied om met ons besef wie hy is vir ons. Wat hy vir ons elke dag gee en moontlik maak. Mag ek en jy 'n sigbare getuienis word wat hierdie dank en seën ontvang, maar dit ook gaan leef dat hand aan hand loop in die lewe van elkeen van ons se lewe. Mag ons elke dag besef hierdie boodskap wat ons vanoggend in die Smarties en kinders gehoor het, what a lot I got. Want ek deel in 'n lewe saam met God. So dit moet ook eintlik ons lewens lese word om te sê what a lot I got. Ek het meer as wat ek selfs kan dink. Ek loop oor met die seën van die Here. Met sy genade. Amen. Geliefdes, vanoggend moet ons afskeid neem van een van ons gemeentelede. Julle sal weet 'n rukkie terug het Nico Wessels te sterwe gekom. So het van hom afskeid geneem. Maar Christine gaan sluit aan by Evenees in Frankfurt. Dis Frankfurt, nee, sê ek nou reg. Nou raak dit mekaar met Frankfurt en Vredefort. Sy gaan Frankfurt toe verhuis en ek het dit gereël vanoggend is daar laaste Sondag by ons. So ons gaan van haar afskeid neem en Christine, ons wil vir jou baie sterkte en seën toewens vir die pad vorentoe.
Sy gaan nie heeltemal vreemdeling word nie, sy gaan met tye weer terug wees in Kroonstad, maar sy gaan daardie kant via haar wortels gaan plant en by daai gemeente inskakel. So, bid jy die Here se seën toe, mag jy sy seën beleef op elke fase, seisoen van jou lewe wat nog mag voorlê. Mag dit vir jou gelyke pad wees. En dan gaan reël, geliefdes, ons gaan dan ook dit doen aan die hand van 'n lied. En aangesien ons vanoggend stil gestaan het by die seëning van die Here wat ons in ons lewe deel, die lied wat ons saam sing ons 2 keer deur. Die eerste keer wil ek hê dat ons die woord haar sal insit wat ons spesifiek vir Christine toesing. En die tweede keer dan wil ek hê ons het vir mekaar begin kyk en sê die seën op Huldal. Dat ons dit vir mekaar toesing, dat ons ook die seën van die Here mag beleef en ervaar. Kom ons sit sommer so. Ek nooi uit die van julle wat oogkontak kan maak met Christine. In die eerste vers is welkom. Jy is ook welkom as jy so hand wil uitsteek na mekaar toe, na Christine toe is jy welkom. Maar kom ons sing dan die seën van die Here ook so oor mekaar. En na dit gaan ek vir ons 'n gebed doen en dan sal ons verder aangaan ook met ons slotlied. Kom ons sing dit hartlik saam. Laat hierdie seën op haar dal, die guns uit Sion haar bestraal, U wat beveel en dit geskied, wil hierdie seën oor haar gebied. Laat hierdie seën op Huldal, die guns uit Sion haar bestraal, U wat beveel en dit geskied, wil hierdie seën oor al gebied. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg wat ons kan hê vanoggend om uit die woord uit vanoggend bewus te kon word van die seën wat ons uit U hand uit ontvang, Here, onverdiend, uit U genade, uit U liefde. Here, en dankie dat ons vanoggend kan getuig dat dit is 'n seën wat ons met mekaar deel. Here, en mag ons daarvan gaan getuig elke dag, dat U vir ons die lewe skenk en dit in oorvloed. Here, mag ons getuig daarvan elke dag deur 'n gehoorsame lewe wat ons leef tot U. Here, dankie dat ons vanoggend die seën oor Christine, maar ook oor mekaar kon toesing. Met die wete, Here, dat dis nie maar net woorde wat ons sing nie. Dis ook 'n gebed wat ons bid. Dat ons elke dag bewus sal wees van die seën op ons lewe. Here, dra ons, beskerm ons, bewaar ons, onderhou ons. Help ons om ons oog op U gerig te hou, om elke dag op U staat te maak vir die krag wat ons nodig het. Here, maar dat ons op die einde van die dag sal reageer en sal antwoord daarop met dankbaarheid, lof en eer wat U alleen toekom. Dankie dat ons dit vanoggend mag bid en vra en kan weet, Here, U hoor ons gebed. En U sal ons nooit alleen laat nie. U sal getrou ook saam met ons elkeen in die lewe en tyd stap. Elke oomblik van elke dag. En ons sê vir U dankie daarvoor. Amen.